Handelinge hoor mens die pragtige verhaal van hoe die eerste gemeentes groei en uitbrei. Maar daar is ook 'n tweede storielyn in die boek Handelinge. Aan die een kant kry ons die verhaal van hoe die kerk groei en uitbrei, groter word. Maar aan die ander kant is daar ook weer die verhaal van teenkanting, vervolging, Christene wat doodgemaak word. So die hele tyd in die boek Handelinge het mens hierdie balans tussen groei en teenkanting. Ons het nou vorige keer gehoor hoe die kerk in Handelinge so gegroei het, dat daar uiteindelik 'n werksverdeling moes plaasvind. Die apostel sê, jong, ons het diakens nodig wat barmhartigheidswerk doen, sodat ons net ons aandag kan wy aan verkondiging. En dan uiteindelik dan word 7 diakens verkies wat hierdie barmhartigheidswerk doen. Hier in Handelinge 6 vanaf vers 8 lees mens dan nou, afgesien van hierdie groei in die gemeentes, ook weer 'n verhaal van teenkanting, teëspoed vir die Christene. Een van hierdie diakens, man met die naam Stefanus, word deur 'n sekere groep Jode aangekla, lees ons in Handelinge 6. En hulle kla hom aan en sê, jong, jy laster teen God, jy sê lelike goed oor Moses en die tempel. En wanneer hulle hom aankla by die Joodse raad, is hierdie ernstige aanklagtes. So mate, dat Stefanus voor die Joodse raad gedaag word. Hy moet in die hof verskyn. En hier in die hof lees 'n mens dan nou die interessantheid. Ja, Stefanus word aangekla, en dit is valse aanklagtes, ja, dit so lees ons in Handelinge 6, en dit is baie interessant dat dit baie ooreenstem met hierdie klagtes wat ook teen Jesus deur die Joodse raad ingebring is. Dat hy laster teen God en laster teenoor die wet van Moses. So op so 'n manier, die volgelinge van Jesus ook maar gelei aan dieselfde onreg wat aan Jesus gedoen is. Stefanus is hier voor die Joodse raad. En nou lees mens die interessantheid, wanneer die Joodse raad 'n hofsitting hou, en Stefanus voor hulle gebring word, gebeur die vreemde. Hier is Stefanus in die hof, almal lê klagtes teen hom, en wat doen die Joodse raad, die ouens wat hom nou moet verhoor? Ons lees in vers 15 van Handelinge 6, die Joodse raad sê niks, doen niks. Aanvanklik sit hulle net strak en staar na Stefanus. Nou, waarom hierdie aardigheid? Waarom sê hulle niks? Waarom doen hulle niks? Waarom net so staar na Stefanus? Ek wonder nogal. Hoekom het die Joodse raad op hierdie stadium niks vir Stefanus gesê of aan hom gedoen nie? Miskien, wie weet, het die Joodse raad op hierdie stadium nagedink oor die woorde van een van hulle wyse leraars. Onthou mos, so 'n paar hoofstukke terug, toe Petrus en Johannes ook voor die Joodse raad gedaag is, een van die Joodse geleerdes, 'n man met die naam Gamaliel, het hy die Joodse raad gewaarsku en gesê, ons gaan sukkel om hierdie Christene wat nou so groei, om hulle stil te kry en uit te roei. Sê Gamaliel, jong, miskien moet ons hierdie Christene maar laat begaan. Los hulle uit. As dit uit hulle self uitkom dat hulle verkondig van Jesus, dan sal hierdie saak van self doodloop, sê Gamaliel. Maar, waarsku ook die Joodse raad, as hierdie boodskap wat hierdie Christene verkondig van God afkom, dan sal ons hulle nie stil kry nie. Ons sal hulle nie kan uitroei nie. Nou wonder ek, of die Joodse raad, wanneer hulle so vir Stefanus sit en kyk in die hof, of hulle nie hier aan Gamaliel se woorde dink, besef, ons kry nie die kerk se mense stil nie. Ons kry nie hierdie Christene uitgeroei nie. Is hulle nie dalk besig met die saak van God nie? Uiteindelik, ja natuurlik, gaan die Joodse raad oor tot aksie en hulle vind Stefanus skuldig aan laster, valslik natuurlik, en Stefanus word uiteindelik met klippe doodgegooi as 'n straf. Ten spyte daarvan, dat iemand so Stefanus doodgaan omdat hy in Jesus Christus glo, het die kerk nie uitgesterf nie. Die kerk bly groei. Mense bly volhard in geloof. Inteendeel, die kerk bly toeneem in handelinge, in getalle. Mense bekeer hulle en sluit aan by die kerk. Wat ek hier hoor in Handelinge 6 is dat mense bereid is om te volhard in geloof ten spyte van teëspoed. Dis dalk ook 'n les vir ons vandag om soos daardie eerste Christene in Handelinge aan te hou glo, te volhard om die Here Jesus te dien ten spyte van gevare, ten spyte van teëspoed. Mag jy ook so die Here Jesus met volharding dien en aanbid. Kom luister 'n volgende keer verder na Handelinge.